dan is dit hulle wat kan sê, ons is meer as oorwinnaars. Omdat ons iemand het, ons verlosser Jesus Christus, na wie toe ons kan kom, by wie ons kan kom skuil, en voor wie ons ook ons harte kan uitstort, te midde van enige omstandigheid. Ons wil vanmôre U aanbid as die gewer van al die goeie gawes. Ook die dinge wat ons so vanselfsprekend in ons lewe aanvaar. 'n kosie op die tafel, 'n plekkie waar ons bly, en 'n mate van gesondheid om die lewe te kan geniet. Ons wil vanmôre ons harte laat uitgaan na hulle wat U ontsettend nodig het. Mense wat diep gewortelde liggaamlike kwessies beleef. Mense wat wanhoop. Oorlog getuisterde mense. Wat hulle geliefdes verloor het, wat onder puin begrawe lê en nie weet waarheen, herwaarts of derwaarts. Dankie dat U net soos U vanmôre hier by ons is, waar ons rustig, snoesig, in 'n heerlike omstandigheid van warmte in die kerk sit, en buitekant waar het reën en koud en koel is. Dank ons U dat by die Here is daar 'n skuilplek, 'n genadeplek, waar ons veilig elke dag ons lewe kan sluit. Dankie dat ons weet wat dit beteken om kinders van die Allerhoogste God te wees. Dankie dat ons weet wat dit beteken om aan U te behoort. Dankie dat ons die voorreg het om in 'n land en met ouers en familie groot te kon word, waar daar 'n Bybel was, en waar Jesus die middelpunt was, en dat dit ook ons geloof in die verlossing wat daar in Christus is, elke dag kan bevestig. Baie dankie vir elke kosbare kind van U. Iemand in wie U woon. En dat hulle dan, en onsself, en elke weergebore mens op aarde kan sê, ons behoort aan mekaar. Ons behoort aan mekaar soos wat ons aan U behoort. U woord sê ons is die huisgesin van God, met Jesus as ons hemelse verlosser, en God van Abraham, Isak en Jakob, ons Vader, die Vader van ons Here Jesus. Ons is jammer dat ons U soms so teleurstel, soms so met liefdeloosheid beheen, en ook vir mekaar. Help ons om elke dag deur die wêreld te stap met ons hand in U hand. En wanneer ons voor U buig, te weet, by U is daar uitkomste teen die dood. By U is daar verlossing. By U is alles in een groot wonderlike pakkie gemaak. En U woord sê, in U, Here Jesus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En kinders van die Here het hierdie volheid in hom. Ons bid vanmôre vir kinders van die Here wat baie siek is. Ons harte gaan ook uit na 'n Wolfaar daar in Sekunda. Ons vra dat U vir hom ook aan die hand neem, en almal wat daar rondom hom bystaan. Ons wil vanmôre bid vir hulle wat in 'n magtelose posisie sit, om 'n gees, siel en liggaam aan mekaar te hou. Mense wat nie iets het om te eet nie. Mense wat swaar kry. Mense wat wanhoop. Mense in wie die hoop in hulle lewe tot niet gegaan het. Mense wat opgetel moet word. En mense wat elke dag vra, kan julle nie 'n helpende hand na ons toe uitsteek nie. Ons wil bid dat U ons genade sal gee, elke kind van U, om deel te wees van hierdie laaste uur
van die sakkende son van hierdie genade dispensasie, waar die antichrist sy skaduwee oor die aarde val, en die donker toestande besig is om oral op aarde toe te neem, en die lig van die Here in mense se harte bedreig word, maar nog steeds kan elke kind van U sê, met ons God spring ons oor 'n muur, en loop ons ook 'n bendestorm. Trek ons met koorde van liefde naby U. Sit vanmôre U genade in ons harte, en word in en deur ons lewe verheerlik. Seën die woord aan ons harte, en gee vir ons gedagtes en harte wat oop is, vir dit wat U ook in ons wil tuisbring, en verklaar dit in ons lewe, in Jesus se naam. Amen. Liewe kinders van die Here, vriende, elkeen wat ook na hierdie YouTube en WhatsApp groepie sal luister, dis kosbaar om te weet dat die Heilige Gees van God sy woord op ons hart lê en met ons wil praat, veral in die tyd waarin ons lewe. Ons kan maklik in hierdie wêreld met mekaar praat oor al die mooi en die lekker en die aangename dinge, terwyl Rome brand, is die spreekwoord wat gesê word en gebruik word. Maar ons kan nie stil bly, en ons kan nie mooi en wonderlike goed, vrede en veiligheid verkondig, terwyl alles besig is om in hierdie wêreld in duie te stort nie. Ons is ook nie doemprofete nie, en ons is ook nie mense wat pessimisties is nie, maar ons is ook nie onnosel optimisties nie, want kinders van die Here in hierdie wêreld wat die Bybel ken en die Bybel profeseë ken en dit wat God in sy woord aan ons openbaar, is wonderlike realiste om die realiteit van dit wat in die wêreld plaasvind ter harte te neem, daarna te kyk, daarna te luister en vir mekaar te sê daar is 'n antwoord en daar is 'n oplossing. Ons gaan vanmôre met U oor 'n kosbare waarheid praat van die wonder van God se woord in die harte en lewens van kinders van die Here. Ons het die afgelope paar weke met mekaar gepraat oor God se saak. Wat beteken dit om in die geloof te beland, om kinders van God te word? En ons het met U gepraat oor God se koninkryk. Maar vanmôre gaan ons met mekaar praat oor 'n kosbare waarheid. Hoe lyk hierdie hartsaak, wat ook God se koninkryk genoem word, waarin mense is wat daarin in hulle harte in gebore is? Hoe lyk hierdie hartsaak? Nou ons het daar in Hebreërs hoofstuk 10 vers 25 'n kosbare realiteit waarin kinders van die Here sterk moet ag gee en in moet lewe vir die hoop vorentoe. Ek praat met kinders van die Here. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. God kan nie lieg nie. Hy kan nie op sy woord teruggaan nie. Hy is die waarmaker van sy woord. En nou kom hy en hy sê, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ek het aan hierdie teksvers gedink gedurende die week, toe iemand met my praat oor sy geestelike bekommernis oor die feit dat mense glad nie meer, en ek wil amper waag, ek wil dit op 'n mooi manier, op 'n regte stel dat u dit verstaan, dat mense glad nie meer kerk toe gaan nie. Eintlik bedoel hy dat ons leef in 'n tyd dat mense glad nie meer by mekaar kom en deel van mekaar se lewe is en iewers inskakel in 'n geestelike saak
van geestelike betrokkenheid nie. En toe sê hy, die maklikste is om op 'n Sondagmôre in die bed te lê en 'n knoppie te druk. En is nie verkeerd nie as ek nie 'n plek van geestelike aanbidding het nie. Maar as ek saam met kinders van die Here kan wees, 'n knoppie te druk, is die gevaar om deur al die goed wat op media is te scroll en te besluit, ek wil dit nie hoor nie, ek wil daarna luister, miskien moet ek hierdie hoor vandag. En toe laat het my dink aan 'n man wat daar in Welkom gewoon het, toe ek jare gelede daar in Dominee was. En op 'n Woensdag aand sê hy, nee, hy is nie vanaand lus vir bid nie. Hy gaan staan voor sy een muur van die sitkamer, wat 3 meter by 1,5 meter hoog is, wat rakkies het, van 4 tot 5.000 kassette in daardie rakkies met boodskappe in. En dan staan hy daar en hy sê, ek dink ek gaan vanaand hierna luister. Hy sê nie, ek is nie lus vir dit nie, ek sal liever na hierdie ou luister, hy is alright. En dan word hy 'n sermon taster. Dis 'n ander manier om net te luister na wat jy wil hoor. En dan kom hierdie persoon en hy sê vir my, wat is die rede? Die rede is dat mense verstaan nie meer en besef nie meer, as kinders van die Here, hoe nodig hulle mekaar het nie. Ons kan op 'n Saterdag by Loftus Versveld sit, waar duisende blou bil ondersteuners by mekaar is, en hulle het een ding in gemeen. En dit is blou bil rugby. Maar daardie mense wat daar is, van daai mense, ken die 20 van hulle mekaar nie. Maar hulle het een saak in gemeen, maar hulle ken mekaar nie. En as die oorlog kom, vertrou hulle mekaar nie, hulle weet nie wie is hulle nie, en hulle weet nie waar staan hulle met mekaar nie, en hulle lewe nie saam met mekaar nie, en as die oorlog kom, dan staan elkeen alleen. Ek wil vir u sê, in hierdie land, en in hierdie wêreld waar ons leef, is die oorlog op pad. Die onveilige toestande van hierdie wêreld eskaleer. Kinders van die Here het mekaar baie nodig in die uur waarin ons vandag lewe. En daarom is dit goed om by mekaar te wees, maar is beter om mekaar te ken. Deel van mekaar se lewe te wees. En dit maak die koninkryk van God heeltemal anderster. Anderster as enige ander saak op aarde. Want kinders van die Here het 'n hart. 'n hart waarin die Here Jesus woon. 'n hart waarin sy gees in jou binneste uitgestort is. En 'n hart waarin die liefde van God gewortel is. En dit is die hoogs en mees aangeskrewe realiteit van hierdie wêreld. En jy kan kyk deur die eeue heen, was dit wanneer die krisisse hierdie wêreld getref het, net kinders van die Here wat oorleef het. Net kinders van die Here wat by mekaar gestaan het. Net kinders van die Here wat dit wat hulle hele lewe lank vir mekaar gesê het kan uitleef, en dit is, ek sal my laaste toebroodjie vir jou gee. En dan moet ons vir mekaar vanmôre 'n oombliekie sê, hoe lyk 'n hartsaak vir God se koninkryk? Hoor hierdie wonderlike en kosbare woorde. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Om mekaar te help. Om mekaar se hand te vat. Of mekaar te sê, hoorie man, as ons nie vandag wen nie, dan wen ons môre weer. Of om mekaar te sê, luister, as dinge vir jou te swaar word, tel net 'n telefoon op en druk 'n knoppie en ons is daar vir mekaar. Om saam te bid, mekaar se hand te vat en deur hierdie wêreld te stap. Nou kom hy en hy sê vanmôre vir my en jou, die sleutel van God se koninkryk. Die hartsaak waarin ons is. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer
na mate julle die dag sien nader kom. 'n Mens moet geestelik blind wees of baie dom, as jy nie vandag erken en sien en sê, die einde van alle dinge is naby nie. Die uurglas is besig om leeg te loop vir hierdie wêreld. En ek kan nie, vanmôre soos baie doemprofete en baie negatief gesinde mense, net vir u vanmôre vertel van die tekens van die tye, en al die goed wat gaan gebeur, en wat oor hierdie wêreld kom nie. Ek gaan vir u sê, waar is die oplossing? Hoe lyk 'n hartsaak vir God, en van God, en in sy koninkryk? Ons gaan 'n oombliekie vanmôre met mekaar daaroor praat. Nou, ons gaan net 'n paar gedagtes wat ons in Jesaja 58 met mekaar moet deel, met u deel, en dan vir u wys, hoe lyk hierdie hartsaak? Ons het verlede week vir u vertel van hierdie volk Israel, en hoe dit ooreenstem met die mensdom van ons dag, om elke dag van hulle lewe te probeer om op hulle manier in die hemel te kom. Hulle pad met die Here te loop. Ek en klomp kinders van die Here hier in die wêreld staan soms verbaas. Verbaas om te sien wat mense aan vashou vir die hemel. Hulle eie manier, soos Israel. Hulle het gesê ons vas, en ons beklei en ons jaag ons arbeiders aan soos ons gesien het. Maar dan vas hulle ook, en dan dink hulle, God moet nou na hulle luister. Maar hulle het 'n halfhartige, lewelose, siellose geestelike toestand, sonder vrede, sonder wedergeboorte, sonder 'n nuwe hart, sonder om in God se koninkryk 'n hartsaak te hê. En nou kry ons soms die gedagte, en ons het dit gister nou weer gesien, toe ek by hierdie persoon stil staan, wat ek klomp jare in my lewe het, en ek sê baie keer, ek wil nie hê mense moet weet ek is 'n dominee nie, want dan sien jy die regte mens. Maar wanneer iemand weet jy's 'n dominee, en jy kom na 'n draaimark, en jy kyk, dan begin hulle dadelik vir 'n uur lank aan mekaar om vir jou die goed te sê wat hulle wil hê jy moet hoor. Om hulle self op 'n plekkie te sit om geestelik reg te wees. Nou hierdie persoon doen dit dieselfde, en hy sê, ja nee, dis nou Saterdag vandag, vanmôre vanaf die son opgekom het, is nou my Sabbat. En ek hou nou eintlik vandag my Sabbat, maar hy sit met die drankbottel so om hom, en hy is besig om puzzels te bou op sy Sabbat. En hy wag net, laat die son ondergaan, dat sy Sabbat verby gaan kom. Elke mens het sy dingetjie waarin hy lewe. Sonder vrede, sonder Jesus, sonder 'n nuwe hart, sonder dat hy vrede met die Here in sy lewe het. En ek was in my hart seer vir so 'n toestand. Nou kom die Here en hy sê, daar is 'n manier wat ons weet dat my lewe met die Here in hierdie wêreld 'n hartsaak is vir God se koninkryk, 'n hartsaak. Kom ons kyk 'n oombliekie na Jesaja 58. Hy sê, wanneer ek by die kruis gekniel het, en Jesus in my lewe werklikheid geword het, is daar een ding wat in my hart belangrik is. Hy sê, is dit die vas wat ek verkies? Nou kom die Here op 'n snaakse manier, amper ironies. En hy sê vir hierdie mense, as julle al die maniere, julle eet nie in die dag nie, julle vas, en ons het verlede Sondag met u daaroor gepraat, en hulle probeer op hulle eie manier God gelukkig hou, en hulle eet nie, en hulle het sulke lang gesigte, en hulle doen baie gebede, en hulle vra vir die Here, wat is die pad wat die Here wil hê hulle moet loop, en al hierdie goed lei na geestelike beïndrukking. Maar dan kom die Here en hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Hierdie goed,
tel nie vir die Here nie. Al het ek nou 'n 40 dae Daniël vas met 'n lang gesig en ek sê vir die mense dit, daardie goed tel nie vir God nie. Hy sê, dit is dit nie, hier wat ek nou vir julle gaan skryf, is dit nie hoe my koninkryk lyk nie. Is dit nie hoe my saak lyk nie. Is dit nie die ding wat in jou hart as kind van die Here hoogtyd moet vier en hoë brandende vure vir God se koninkryk brand nie. Is dit nie die vas wat ek verkies nie. Hoor wat sê die Here, wat soek hy regtig? En dis die uitvloeisel van 'n kind van die Here se lewe wat in hierdie wêreld waarlik in die Here se koninkryk beland het, omdat hy 'n kind van die Here geword het. Hier is die vas wat hy verkies. In Jesaja 58 vers 6, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Alles wat los is van God, moet losgemaak word. Nou, 'n kind van die Here het nie 'n klomp moets en moenies nie. Maar om vry te wees, is om in jou hart vry te wees. Hier waar ek dink, en hier waar ek doen, en hier waar ek met God wandel, en hier waar ek met die Here praat, en hier waar ek aan die Here dink, en hier waar ek 'n Bybelse wêreldbeskouing en 'n Bybelse mensbeskouing en 'n Bybelse Godbeskouing huldig hier. Dis hier waar alles in my lewe gebeur. In my hart. En die Bybel sê, dis hier waar bande losgemaak word. My hart, as kind van die Here weet, daardie dag toe ek hom ontmoet het, toe hy my hand gevat het hy 'n lied in my hart gesit, hy het my gange vasgemaak, en hy het my aan sy hart vasgedruk, en hy het sy liefde in my hart uitgestort. En hy sê, van daardie dag is die vas wat God verkies, 'n hartsaak, om dit in jou hart 'n begeerte te hê, vir ander mense, en iets daaraan te doen. En iets daaraan te doen, om deel te wees in hierdie groot wêreldprogram van verlossing in Christus Jesus en in hom alleen. Om in iemand se hand met 'n biddende hart 'n traktaatjie te gee of 'n liefdesdiens te bewys. Om na hierdie wêreld te kyk deur die bril, sogenaamd, van God se liefde. En te weet, ons het 'n taak, ons het 'n baie groot verantwoordelikheid, om los te maak, die bande van goddeloosheid. Ons kan nie net tevrede wees dat God my sy kind gemaak het en my bande losgemaak is nie. Dit moet 'n obsessie in my hart wees, dat ander mense dieselfde sal ervaar. Dis die vas wat God verkies, dat ons losmaak die bande van goddeloosheid. En daarom is daar net een manier, en dit is deur die bloed van sy kruis, en die evangelie van genade, dat Jesus binne in mense se harte gebore sal word. En die enigste manier om dit te doen, is om mense gedurig in aanraking te bring met die Bybelse wonderlike waarheid van sy woord. Want dis 'n klein stukkie van die puzzel wat ingebou word tot ek in die lig kom om te sien, daar's die antwoord vir my probleem. En daarom het ek en jy as kind van die Here elke dag nodig om daardie pad met ander mense te loop, met liefde in ons hart, soos daardie mamma oor haar seun bekommerd was, wat met sy motorfiets 'n goddelose lewe gelei het, en sy het geweet, as sy hom nie gaan help nie, gaan min mense hom help in 'n liefdelose wêreld. En toe sy in elke plekkie waar hy beweeg, 'n liefdestraktaatjie gesit waaroor sy gebid het, onder sy kopkussing, in sy paneelkussie van sy motor, op sy motorfiets se saal, in sy motorfiets handskoene as hy dit aantrek, binne in sy valhelm. En hy was so moeg vir dit, en hy het eendag gesê, waar kan ek heen gaan? Waar nie iemand enige tyd, elke dag in my lewe 'n traktaatjie kom sit, waar ek van die Here moet hoor nie. En toe kom staan sy voor hom,
En hou sy hande vas en kyk in sy oë en sy sê vir hom, my seun, daar's net een plek waar iemand dit nie meer vir jou gaan doen nie, dis as jy eendag in die hel is. Want sy het hart gehad vir haar seun, vir haar bure, vir haar familie, vir haar vriende. Dis die vas wat God verkies. Dat ek losmaak die bande van goddeloosheid. Dat ek die stroppe sal afhaal en die juk en vry laat weggaan. Die verdruktes. Die juk wat op mense se lewens 'n stukkend breek en sê, kan ek jou nie help nie? Kan ek iets beteken vir jou nie? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? En ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad. En jou genesing skielik uitsprei, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, en die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, en jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. Ek wil net een voorbeeld van 'n Ou Testamentiese kind van die Here noem. Samson. Hy's gebore met 'n doel. God het vir sy mamma en pappa gesê, hy sal Israel onder die Filistyne verlos. En God laat hom gebore word in die tyd waar dit die donkerste tyd op aarde was vir die Israeliete. Hulle kom oor die grense, hulle steel hulle leeg, bankrot, kaal. En hier word Samson gebore, en sy naam is Sonnekind. Want God wil vir hulle wys dat die son van geregtigheid weer vir Israel sal skyn, en die Here stuur vir hulle vir Samson. En Samson het alles gedoen wat God nie wou gehad het hy moet doen nie. Hy groei op, sy hare is lang, volgens die Nasareer belofte, want God het hom krag gegee. Hy kon enige tyd uitgaan. Hy het met eers as skakebeen duisende verslaan, van hierdie mense doodgemaak. Hy het alles gewen, maar hy het 'n gruwelike mislukking gehad, toe hy met die vyand gaan heel. Maar sy grootste sonde in sy hele lewe was, hy het een keer in sy hele lewe gebid. Dis al wat hy gedoen het, wat sy mislukking in hierdie groot roeping waarin hy was, om Israel te verlos, laat misluk het. Die dag toe hy vir die Filistyne meel maal en hulle sy oë uitsteek, en hy daar in die binneplein, terwyl die Filistyne heerlik partytjie hou, vir hulle moet maal en maal en maal en meel vir hulle produseer, toe kom hy op 'n plek in sy lewe, dat hy by Roepersfontein ook moet sê, gee my net krag, dat ek my minstens met een van my oë mag wreek. Nie 'n gebed vir genade vir ander mense nie. Nie 'n gebed vir sy volk wat slawerny beleef nie. Nee. En hy kry daar die genade krag van God terug. En hy druk daar die twee pilare om, terwyl daar die huis op hulle almal ineenstort en hy 'n selfmoordenaar sterwe. Met almal binne in daardie huis, en daar staan geskryf dat Samson het in een oomblik meer Filistyne doodgemaak by sy dood as in sy hele lewe. Ons moet vanmôre vir mekaar sê, 'n hartsaak is 'n hartsaak as ek op my knieë voor God buig en sê, Here, ek weet as ek vir U iets doen op aarde, is my lewe en verhouding met God, dat
dan sal my lig deurbreek. En as ek na die Here toe kom, dan sê hy, as jy na my vra, sal ek vir jou sê, hier is ek. Die Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing het 'n studieveld gedoen so 'n paar jaar gelede oor dominees en pastore en geestelike werkers. En hulle het ontdek dat saam met die gebed wat hy Sondag op die kansel doen en saam met Woensdag aand se biduur geleentheid as dit daar is, en al die dominees en pastore se gebed, die hele week lang, bid hulle 15 minute in 'n week. En ek staan een môre by 'n plek, waar ek by Fundisie bywoon, en ek koop iets, wat iemand anders bietjie 'n steek in my lewe wou inkry, en hy sê, "Ai, wonder waar kry hierdie ouens die geld om oral te koop en dit te doen en 'n kerk te bou en met dit besig te wees." En almal kyk vir my, want is op my gemik. En dadelik dink ek aan daardie woorde, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, en toe dink ek, wel, ek moet dit miskien doen, en ek antwoord die volgende vers, sê, antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys kan word in sy eie oë nie. En ek sê, oom, luister vir my, oom, ek wil gou vir jou iets sê, oom. En almal by die Fundisie kyk daarna, want hy het my blootgestel voor al die mense. Ek sê, waarom, oom, ek het vanmôre stilte tyd gehou, toe ek van jou in die Bybel gelees. En ek wil vanmôre vir u sê, dit is die harde werklikheid van ons dag. Ek sê, oom, ek sien in die Bybel, die Here sê, julle het nie, omdat julle nie bid. God sê, die manier hoe God vir ons as kinders van die Here in hierdie wêreld voorsien, is om vir ons te voorsien wat ons van hom in gebed vra. Gaan kyk maar en maak 'n lys van al die goed in ons lewe waarmee ons sukkel. Wat vir ons moeilik is. Wat ons nie kry nie en wat ons ontevrede oor mee is. Dan vra jy vir jouself die vraag af. Het ek al daaroor gebid? Het ek met die Here daaroor gepraat? Is dit vir my die saak in my lewe? Ek wil vir u sê, geen mens op hierdie aarde word 'n kind van die Here sonder dat iemand vir daardie persoon gebid het nie. Ons het nie mense wat tot bekering kom nie in hierdie wêreld, omdat kinders van die Here nie bid nie. Ons het nie vrede in ons land nie, omdat kinders van God nie bid nie. Ons het nie 'n Christen regering nie, omdat kinders van die Here nie bid nie. Ons sit in 'n omstandigheid waar mense se lewens bedreig word en duisende mense doodgemaak word. En ons praat daaroor en ons beklei daaroor en ons redeneer daaroor, maar kinders van die Here roep nie na die Here toe nie. Die hartsaak in God se koninkryk is, as jy na my vra, sal ek vir jou sê, hier is ek. Ek lees saam met u al hierdie wonderlike waarhede. Maar ek wil, wanneer ons terugblaai na Hebreërs 10 toe, wat ons as 'n skriflesing gebruik het vanmôre, wil ek baie graag 'n wonderlike waarheid met u deel, wat u nooit in u lewe moet vergeet nie. As Hebreërs 10 sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, sien ek, kinders van die Here deur die geskiedenis heen, was mekaar mense. Onderlinge byeenkomste, deel van mekaar se lewe. God het 'n koninkryk op hierdie wêreld, in wie hy woon, tempels van die lewende God.
En hy sê, hy sy oë, en ons het verlede Sondag vir u gewys, sy hart sal daar wees, binne in die kind van God se lewe. Weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie? Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Ek en u het 'n verantwoordelikheid in ons harte om elke dag van ons lewe deel te wees van mekaar. Van mekaar. Deel te wees van mekaar. Mekaar lief te hê, want daarom het God sy liefde in ons harte gesit. Ons het iets wat 60.000 blou bulle nie het nie. Een van hart en een van sin. Ek gaan iets doen. Dan vra ek vir u of u dit al gehoor het. Mense sê, die Afrikaners kan nie saam staan nie. Dit is goed. Al wie kan saam staan. Is mense wat een van hart en een van sin is. Mense wat aan die Here Jesus behoort. Mense wat in mekaar se oë kyk en weet die liefde van God is daar om deel van mekaar se lewe te wees, om saam in 'n loopgraaf te lê en saam honger te ly en saam moeilike tye te ervaar om mekaar se laste te dra. Dis ons taak, dis ons verantwoordelikheid. Nou wil ek graag net vanmôre afsluit met hierdie wonderlike waarheid. Na Hebreërs hoofstuk 10 is daar Hebreërs 11. Nou Hebreërs 11 is die geloofshoofstuk in die Bybel. Van kinders van die Here in die Ou Testament. Wat in hulle harte nie die Heilige Gees gehad het nie, soos ek en jy nie. Die Heilige Gees het in die Ou Testament net oor mense gekom, of oor hulle vaardig geword. In Johannes 14 en 16 kom Jesus in die Nuwe Testament en hy sê, as die Heilige Gees gekom het, sprekende van Pinksterdag, wanneer die Heilige Gees uitgestort gaan word en ons tempels van die lewende God gaan word in wie hy woon, waar sy oë en sy hart is, dan gaan iets wonderliks gebeur. Hoor wat sê hy? Dan sal ek by hulle bly en in hulle woon. Met die uitstorting van die Heilige Gees het die Heilige Gees van God vir die eerste maal binne in mense kom woon. En het hierdie Ou Testamentiese waarheid 'n werklikheid geword. Dan sal ek rein water op hulle giet, sodat hulle rein kan word van al hulle ongeregtighede, sal ek hulle reinig. En van hulle drekgode sal ek hulle skoon maak. En nou kom hy en hy sê, en ek sal maak dat hulle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou. In die Nuwe Testamentiese tempels van die wandelende tempels van die Here van God, werk God in hulle binnekant en maak dat ons kinders van die Here word wat gehoorsaam, toegewy en oorgegee aan hom lewe. Maar nou wil ek iets met u net vinnig deel van die Ou Testamentiese kinders van die Here. Hulle moes volhard het uit hulle self uit, want die Heilige Gees het oor hulle gekom. Hy het nie binne hulle gewoon nie. Hulle moes gehoorsaam wees om in hom te bly. Hulle moes gehoorsaam wees om 'n kind van die Here te bly, want in die Ou Testament kon kinders van die Here verlore gaan. Maar in die Nuwe Testament is hulle verseël met die Heilige Gees wat in hulle woon. En daarom lewe ek en jy in die tyd dat die Heilige Gees van God wat in ons woon, maak dat ons 'n hartsaak het vir God se koninkryk. En as ek weergebore is, dan is ek 'n hartsaak in sy koninkryk. En nou wil ek iets met u deel van kinders van die Here in die Ou Testament. Die Bybel het hulle genoem. Kom ons kyk net in Hebreërs 11. Hy sê in Hebreërs 11 vers 2, want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word ontstaan het deur sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kaïn. Abel het gehoor, 'n bloedoffer red jou. En daarom het hy 'n lammetjie geslag.
Toe bring hy 'n beter offer as Kain van Bybel lees en bid en kerk toe gaan in sy eie poging. Nou kom hy en hy sê, deur die geloof is Henoch weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Deur die geloof is dit, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Nou kom hy vanmôre na my en na jou toe. En hy sê, deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Hy hoor, Noag, hy Ou Testamentiese gelowige, sonder die Heilige Gees binne in hom, hoor hy daar kom 'n vloed. En vir 120 jaar lang bou hy 'n ark, en hy sien nie 'n druppel reën nie, want dit het nog nooit op aarde gereën nie. Nou kom hy en hy sê 'n wonderlike waarheid. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte. En so kan u die hele Hebreërs 11 lees. Hoe daar in die Ou Testament kinders van die Here was, wat deur God geroep was na hom toe. Hulle het na hom toe gekom en hulle het besef in hulle lewe dat God se saak is 'n hartsaak. My hele lewe moet daarin wees. Vandag, môre, tot daar die laaste dag wat ek uit hierdie wêreld uitgaan. En nou wil ek vanmôre vir u sê, ek was stout, maar ek gaan dit doen. En ek gaan afsluit vanmôre daarmee. En ek wil ek moet vanmôre dit net in ons hart dra. Ek wil ietsie vir u tuis bring, wat u nooit in u lewe moet vergeet nie. As die Ou Testamentiese kinders van die Here 'n hart gehad het sonder die Heilige Gees binne in hulle, maar hulle het 'n hartsaak gehad en sê, as ek soos Abraham en Isak en Jakob en Henoch en al die ander geloofskinders van die Here my hart in God se saak verloor het, en ek elke dag van my lewe dit die belangrikste in my lewe gemaak het, in my hart, met my gedagtes, met my gewoontes, met my leefwyse, hoeveel te meer nie vir ons in die Nuwe Testament, wat niks anders kan doen, as om dit te moet doen, omdat hy binne in my woon nie. Hoor die wonderlike woorde. Ek het net vinnig deur die Nuwe Testament geblaai, en toe sommer 'n rukkie van my bediening op die aarde, daarby ingesleep. Dis vir my mooi, en u moet my vanmôre verdra. Ek kan nie alles onthou nie, en almal onthou nie, maar ek sien in die Bybel iets wonderliks. Jesus kom, en hy kies 12 disippels, en 11 van hulle was kinders van die Here. Judas was 'n duiwel, hy het saam geloop, maar langs die pad het Judas uitgeval, omdat die Heilige Gees nie in hom gewoon het nie. 11 van hulle het geen ander keuse gehad om een ding te doen, en dit is, ek loop elke dag agter Jesus aan, tot by die einde van my laaste asem wat ek uitblaas. Jesus se disippels. Matthias is later gekies in Judas se plek. Vir 3,5 jaar, 3,5 jaar, leef Jesus op aarde, en hy stel nog 70 ander disippels aan, en hulle gaan om 70 ander te maak, en nog ander te maak, en nog ander te maak, maar hulle hart is in God se saak. Ek lees dit die hele Bybel deur. Ek lees in 1 Korintiërs hoofstuk 12, en as u die Bybel saam gebring het, kan u net daar vinnig dit in u hart bewaar. Ek lees in 1 Korintiërs 12, vers 12 hierdie woorde. Want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van een liggaam is, al is hulle baie lede, een liggaam is, so ook Christus. Met ander woorde, ek en jy, as kind van die Here in die Nuwe Testament, het een taak en een verantwoordelikheid, en dit is om God te dank, dat ons deel is van mekaar se lewe. Kinders van die Here, een van hart en een van sin. Dit maak nie saak wat
jy in hierdie wêreld is nie. Jy, as jy 'n kind van God is jy in sy koninkryk een deel van 'n liggaam van Christus. Nou kom hy en hy sê 'n ander wonderlike waarheid in vers 25. Hy sê, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar kan dra. Ek wil vir u vra, kan mense vir mekaar sorg as hulle nie by mekaar is nie? Hulle kan nie. Het was moeilik toe ons kinders was. Het ons 3 maande nadat iemand van ons familie oorlede is wat ver gebly het ons het eers agtergekom. Want daar was nog daai tyd toe ek 'n seentjie was, nie op al die plekke 'n opwenktelefoon nie, onthou jy? 2, 3 kortetjies en 'n lange. En dan luister al die tannies op die lyne in. Maar ek en jy het 'n wonderlike voorreg om enige tyd van die dag of die nag 'n knoppie te druk en met enige kind van die Here in enige plek in die wêreld te kan praat. Ek het ander dag vir daai vriend van my in Amerika gesê, as ek kom bel, ek sê, hoor jy, hoe gaan dit daar so? Ons gesels met mekaar asof hy hier langs my in die kamer sit. Sê ek wil vir jou sê, as my pa weet wat ons nou doen, sal hy sê ons is die grootste towenaars wat daar bestaan. Maar daar's geen rede waarom kinders van die Here nie deel van mekaar se lewe kan wees vandag nie. Al is ons nie fisies by mekaar nie. Maar as dit enigstens moontlik is om fisies by mekaar te wees, moet ons by mekaar wees. Want ons is een liggaam en saamgevoeg tot een groot goddelike werklikheid, een van hart en een van sin. Maar om deel te wees van mekaar se lewe en met vir mekaar sorg te dra, sê die Bybel. Dis 'n taak. Ek lees in vers 26, en as een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Is dit nie kosbaar nie? En dan sê hy, die een lid kan nie van 'n ander lid sê, ek het jou nie nodig nie. Ons is deel van mekaar se lewe, soos wat ons deel is van Jesus Christus, as jy weergebore is. En daarom het ek 'n boetie dood aan hierdie goddelose ding, wat die duiwel vir mense geleer het. As jy met mense praat oor die Here Jesus, en dan die eerste ding wat hy vir jou vra, wie kan my help? Wat 'n kerk is jy? Die eerste ding wat mense vra, wat 'n kerk is jy? Niemand vra, aan wie behoort jy? En dan staan ons vanmôre by hierdie pragtige Handelinge 1 vers 6 stil. En daar met die uitstorting van die Heilige Gees het dit gebeur. In Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Hoor wat staan in hierdie mooi woorde. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig. Die kinders van God, van die uitstorting van die Heilige Gees af, met die liefde van God in hulle harte, was by mekaar mense. Was by mekaar mense. Die wat by mekaar gekom het, sê, Here, sê vir ons, wanneer kom jy ons haal? Wanneer gaan ons die hemel beerwe? En dan, in Handelinge 2 vers 1 staan hierdie wonderlike woorde. Hoor jy, dis met die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig by mekaar. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. En hy binne in mense kom woon het vir die eerste keer, was al die kinders van die Here eendragtig by mekaar. Ons het 'n verantwoordelikheid. Deel van mekaar se lewe. En hoor hierdie woorde. In Handelinge 2 vers 36 staan die Here vanmôre voor ons en hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here in Christus gemaak het. En dan staan daar
in vers 39 hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Die Bybel sê, almal wat deur die Here geroep is en kinders van God geword het, behoort aan hom en so behoort hulle aan mekaar. Dis 'n Bybelse beginsel waarheid. Vers 40 sê, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Kinders van God wat aan mekaar behoort, is mense wat uitgered is uit die verkeerde geslag, waarom hulle geleef het. Hulle is uitgered, hulle is nie meer deel daarvan nie, hulle is van mekaar deel. En nou sluit ons vanmôre af met hierdie wonderlike waarheid. En ons sien in vers 45, en hulle eiendomme, hulle besittings, het hulle verkoop, en die opbrengs daarvan onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou die kommuniste gebruik hierdie om te sê, ons moet niks hê nie. Ons moet alles vir die staat gee. Nee, die Bybel sê, kinders van God is so deel van mekaar, dat hulle mekaar se harte ken, mekaar se nood, elke dag in hierdie wêreld kan help. En nou sê vers 46, en ons sluit vanmôre met hierdie wonderlike waarheid af. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, hulle het van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. En het die Here daagliks by sy koninkryk gevoeg mense met 'n hartsaak, die wat gered geword het, kinders van die Here. Elke dag by mekaar gevoeg. Kom ons dank die Here vanmôre, dat ons ietsie kan sien, hoe lyk God se koninkryk. Dis nie daai lied wat iemand gesing het, sê, no man is an island. Geen persoon is 'n unieke identiteit op sy eie nie. Ons is deel van 'n groot en wonderlike, heerlike koninkryk. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Ons is dankbaar, Here. Ons is bevoorreg. Ons is in diepe dankbaarheid en aanbidding voor U, omdat U leef. En dankie dat U ons deel gemaak het van mekaar, soos ons deel van U is. Trek ons vanmôre met liefde naby U, verdaag ons met U genade, en maak van ons mense wat elke dag weet, ons is bevoorreg om in hierdie koninkryk te lewe met ons hele hart, met ons hele siel, en met ons hele verstand, in Jesus naam. Amen.